huis te wees. Lekker. Ek was laatst woensdag aand hier gewees en ek het nou niks nie gesels, net so interessant. Ek sê, is nou net so interessant, ek sê, lang is dit nou al die gang, wat hierdie gebeur. En hy sê, dit is 19 jaar. Het is 19 jaar dat hierdie gemeente en van julle al hier so betrokke is. Ek was verlangerig weg, ons ver bly en bezig is, maar vir 19 jaar, ek dink hierdie gemeente kan vir die Here net weg. 19 jaar. En daar is baie seisoene in die kerk, as jy met die pastoor gaan praat vir kerk, of jy sê, daar is baie seisoene, beteken gaan het goed, en ek keer is het uitdagend. En vandag vir sê, hierdie gemeente staan nog steeds, omdat ek vastgehoor die leierskap doen, wat Jesus sê om te doen. En as die boodskap vanoggend is Johannes 2. Nou, my werk is, ek is 'n fotograaf, en ek verkies om net troues te doen. Dit is nou nie vir my lekker om, maar, net ek sê, maar, ok. Ek verkies om troues af te neem, is makkeliker, en die pressure kan ek hanteer, maar hierdie stuk volgende is 'n baie bekende stuk. Dit is Johannes 2, waar Jesus water in wyn verander. En ek kan al vir jou sê, na 9 jaar se troues doen, en ek en my vrou sê daar agter, ons het hier al ver by die 700 troues gedoen, wat ons moes afneem. En partykeer sit ek in die bank en dan hoor ek, kan ek hierdie ding terugstel, is dit oké? Partykeer sit ek in die bank en hoor ek die ouer al voorstaan, en wat hy nou preek of deel met die mense, dan dink ek wil net opstuur om sê, jy praat nonsens. Het jy nou so gevoel nie? Of iemand sê, hoor jy praat nonsens, dit klink nie soos my Jesus van wie jy nou praat nie. En hierdie spesifieke stuk vanoggend gaan oor waar Jesus water en wyn verander, en hier is nie 'n preek vanoggend oor wyn nie, so almal kan kalmeer en rustig word. Hierdie preek gaan eenvoudig net oor, doen jy wat Jesus vir jou sê om te doen. That's the simplicity. En ons weet, dis die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het, publicly, soos die theoloog sal vir jou sê. Maar ek sit baie keer, en die oude lief om hierdie te gebruik by troues. En ek het al gehoor, 1 of 2 keer, wat die oude sê, hierdie is eintlik net 'n geestelike storie, dit het nie regtig gebeur. Ek weet, het klink verskriklik, maar dit is die goed wat ek hoor baie keer. Ons beleef die verskriklikste goed baie keer, dan denk ek, hier staan 'n koppel, wat 'n klomp, en jy nou maar verskoon, maar ek sê nou maar, dit is wat is, 'n klomp snerp die gesê word, en nou moet hulle in hierdie huwelik ingaan met hierdie snerp in die lewe, en dan wonder jy oor die jaar, val alles uit mekaar uit. Nee? En voor ek sê, ek weet ek spring naar waarom, maar ook vanoggend wil ek vir sê, en ek en Mark is ook oggend nog in 'n geselsel wat. Daar is 'n rede, hoekom party plekke uit 'n naad uitbars, because people are hearing what they want to hear. Jy weet, as baie ouens wie se kaste vanoggend uit 'n naad uitbars van selfhelpboekies, jy weet, koop hierdie 10 DVD's set om jou lewe te verryk, en jy weet, stuur nou 'n geldjie hier, en as jy sal beter lewe hê, ja, maar julle ken daai video maak, daai gospel video maak. Koop hierdie 10 kassette, dan gaan jy weet hoe om die battlefield in your mind aan te pak. Nee, nie nou, julle weet van wie, julle ken, julle hoor. Hier is die storie. So, ek lees Engelse vertaling, maar as julle sal my genadig wees. The next day, there was a wedding celebration in the village of Cana in Galilee, this is Johannes 2. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples were also invited to the celebration. The wine supply ran out during the festivities, so Jesus' mother told him they have no more wine. So eerstens, in daai jare, as jy uit kos of wyn of wat ook al uit hardloop, nog een koos, dan is dit 'n groot verleentheid. En Jesus se ma kom en sê, Jesus, die wyn is op. Die water is nie op. En Jesus sê vir, dear woman, that's not our problem.
That's not our problem. In Johannes 1, net voor is die stuk waar Jesus van die disciples roep om saam toe kom, so hy en sy disciples is saam by die troue. En hy sê vir sy ma, that's not our problem, Jesus replied. My time has not yet come. But his mother told the servants, do whatever he tells you. Dis vanoggend se boodskap. Hierdie hele verhaal het twee dele. Eerste deel is, do whatever he tells you. Standing nearby were 6 stone water jars, used for Jewish ceremonial washing. Each could hold about 20 to 30 gallons. Jesus told the servants, fill the jars with water. When the jars had been filled, Jesus said, now dip some out and take it to the master of ceremony. Ons ken 'n stukkie wat die ceremoniemeester sê, hierdie wyn is so goed, hoekom bring jy dit nou uit? Maar ek wil stilstaan by daai versie waar Maria vir die servants sê, vir die diensknegte sê, wat ook al hy sê, doen dit. En ek wil jou volgende die vraag vra, is jy op daai plek, waar jy vir iemand kan sê, wat ook al hy sê, doen dit? Ken jy Jesus so? Is jy in so verhouding met jou koning, dat jy vir ou kan sê, hoor ek weet waar dit gaan, maar wat ook al Jesus vanoggend vir jou sê, doen dit. Doen dit. Dit kom neer op obedience above logic. Obedience above logic. As jy weet die tyd wat ons vandag geleef, en ek weet die ouens sê altyd, weet jy nie, kan nie politiek en kerk meen nie. Seker so, maar ek dink die politiek is ons 'n goeie speelbeeld wat aangaan in die dae wat kom. Ek dink dis 'n goeie gordyn om te kyk om te sien waar trek ons in die tydlyn waar Jesus is op pad. Dit is naby. En ja, obedience above logic. Ander gedeelte wat net so is mooi is Lukas 2, as jy vinnig lees. Dan Maria sê vir die manne, wat ook al hy sê, doen net dit. Dis die stukkie waar Jesus op die strand staan, en die manne vang vis die hele aand. So die aand is visserman, dis hulle job. Ek kan nie vir 'n bouer kom en sê, hoor jy, ek dink, ek het hierdie week gebou, en ek het nou vir die tel aan so 'n paar keer sê, ek dink jy moet so, en ek sê, eindelijk moet ek nie vir jou sê wat dit doen nie. Dit gaan nie mekaar uitval. Hier staan Jesus langs die kant, die manne vang vis die hele nag neer, en hulle vang niks nie. Nee, ek het so lees, dis 'n mooi storie. Waar het jy gesê? Wat het jy gesê? Is dit Lukas 5? Ja, Lukas 5, is my bril af. So die manne vang vis, of hulle vang niks die aand, hulle is die hele aand op die boot, het is koud, manne is honger, dit is hulle werk, hulle weet wat hulle doen. Jesus staan langs die kant, hy sê, now go out where it's deeper, and let your nets down, to catch some fish. And Simon said, Master, Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing. Here, ons het die hele aand, ons het niks gevang nie. En met respect gesê, my eie weergawe, dink ek die ouens sê onder mekaar regtig. Regtig, ons die hele aand hier is niks. Maar hy sê, but if you say so, I'll let the nets down again. En ons ken die storie. Hulle trek soveel vis dat die boot amper sink. En ek kom weer nog neer dat, do whatever he tells you. Maar hier is die vraag vanoggend, hierdie stukkie van die bruiloft van Kana is my so mooi, daar is so baie weggesteek, en hier is Maria, net so terloops, ek dink julle almal weet het, Maria hoor niemand se gebeur nie, maar myself te bladsy daar, nee. Ek sit in die week met die ouwe gesels, en ek praat so met hom, en ok, laat ek dit nou maar sê, ek sit by die tattoo pak, en ek praat met die ouwe, want wie gaan vir ouwe gesels? Wie gaan vir ouwe gesels? Ek word afgesloot. Ek sê by die tattoo plek, en ek praat so met die ouwe, en hy sê vir my, hy sê vir my, are you religious? Ek sê, no, but we have a relationship with Christ. En hy sê, ja, hy het ook groot geword in die Catholic Church. En die is nie, ek dink, ten hulle vanoggend nie, maar ek weet so jy sê, Maria hoor nie, as jy dit.
There's only one way. Jesus. Daar's net een way, en dis Jesus. Maar, het is heeltemal van my punt afgegaan. Ja, so ek sit, probably omdat ek sê van dit is waar my, en dis net Jesus. En, ek is nou rechtig van my punt afgegaan. O Maria, hier is die vraag. Wat het Maria gelei tot op die punt om te sê, wat ook al hy sê, doen dit? Want nou is Maria, en ek sien altyd prentjie van Maria met haar babiekie, en in haar hart, weet sy, hier is die kind van God, hier is die kind van God. Wat sy eer vir 'n ma moet nie wees om te weet, hierdie bonneltjie lewe in my, is die seun van God nie, en miskien in haar hart, en die woord is nie duidelik oor die, maar my eie vertaling dink, as mens, moes ek partykeer in die veld gesit het en gedink het, my babiekie, wat wacht vir my? Wat sy pijn het eendag deurmaak, as verlossing vir ons? En ek dink, ja, my baie keer het al gepraat, ek sê, hierdie kind is die redder van die wêreld. Hy moet 'n prys betaal. There's a sacrifice that needs to be paid. En die woord sê dat, het was die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het, by die bruiloft. Maar Maria het iets geken van Jesus. Sy het sy krag en sy autoriteit herken. Onthou toe hom gesoek het, toe Jerusalem toe was, vir die Paasfees, hulle soek hom, en 3 dae later, ek sê nie die slegte ouers nie, maar 3 dae later kom hulle agter, die kind is nie op die karavaan nie. 3 dae later, is Jesus nie daar nie, en dan raak paniekerig, en hulle gaan terug, en Jesus sê, waar anders sal ek gewees het? Waar anders sal ek kom soek? Ek is hier, in my vaders huis. So, Maria het iets geweet van Jesus, en ek hou daarvan om my eie prentjie te maak, miskien het Jesus dalk eendag as 'n klein siekie buite gespeel, en hier te voeltjie doodgeval het, opgetel, miskien het hom lewe ingesit, daar vlieg hy weer. Maria het iets gesien van Jesus. Het jy al iets van Jesus gesien, of iemand te sê, doen wat ook al hy vir jou sê om te doen? Obedience above logic. Die wêreld sê, vir jou mense so maak, jy ekonomie is sleg, of jy sê, Jesus sê, doen het so, dan doen jy het so. Daar's baie huweliksberaders, daar's baie perverse huweliksberaders, met 'n groot grap maak van 'n klomp goed, dan gaan die ouens na hierdie goed toe, ek weet nou, nie te veel af en sê nie, maar dan oor 'n maand of 2, dan val goed weer plat, dan wonder ons hoekom val die goed plat, en die eenvoudige oplossing is net hier so, doen wat ook al hy sê, doen dit, al maak dit nie veel sin nie, al maak dit nie sin nie, al sê die Koran, en die media sê, vlug weg, dis beter aan die ander kant, hoor gou hierso, die gras aan die ander kant is miskien groeier, omdat hulle meer mis het. Jou is er aan gedink, ja, die hol weg, of weg te hol maak niks meer. God has placed you in this land, hier so in die dorp, en hierdie gemeente met 'n rede. Hoe mooi jy is hier, vandag met 'n rede. Met 'n rede. As God wil gehad het, jy moet daar gaan bly, en dink die gras is mooi groen daar, was jy daar geboore. Maar kan ek jou garantie, jy gaan daar sit en dink, nee, ek wil hier naartoe kom. Kom kyk. Do whatever he tells you. Ongeag van wat die Koran sê, ongeag van wat die ekonomie sê, doen wat hy vir jou sê. Dis die eerste deel van die boodskap. Tweede een is, standing nearby, 6 ton jars, used for ceremonial cleaning. So hierdie klipkruike is waardevolle stone jars, van klip gemaak, en ek het 'n bietjie gaan oplees, hulle het gewoonlik gemaak van limestone, en dit is baie waardevol, dit is gebruik
vir die Jode tradisies om skoon te maak en te was voor die eet, want dit al die goedjies wat jy moet doen voor jy mag eet, en ten daai tyd sit jy nie honger nie. Jy moet was en skoon maak en goedjies doen, en ek het al Joodse trou by gewoon, en dit is allemaal om goedjies en dingetjies, en dit is 'n langdradige storie, en dan op die einde van daai ding voel ook nie meer as getrou nie, want dit is net daarop. So hierdie jars, wat sê Afrikaans jars is kruike. Hierdie kruike was baie waardevolle goed, maar dit het net een funksie gehad en dit was water. Vir die Jode om hulle self te reinig voor hulle eet, voor hulle tempel ingaan, en al die type goed. So niks anders mag hier ingaan behalwe water. Jesus sê, fill those jars with water. When the jars had been filled, he said, now dip some out and take it to the master of ceremonies. So the servants followed his instructions. When the master of ceremonies tasted the water, there was no wine, not knowing where he had come from, though of course the servants knew, he called the bridegroom over. The host always serves the best wine first, he said. Then, when everyone has a lot to drink, he brings out the less expensive wine. But you have kept the best until now. Vanoggend is my tweede deel wat met jou wil deel in hierdie boodskap is. God has kept the best until now. Vanoggend is jy hierso, en jy is miskien soos hierdie aarde kruik, of hierdie kruik, en jy is goed hier in jou, en daar is plek vir niks anders. Vanoggend vir sê, Jesus wil van jou vanoggend kom vat, hy wil kom uithaal, wat jy dink jy is, en wie jy is, op grond van wat jy gesê het jy is, en wie jy is, and God wants to come put something new in your spirit today, if you do exactly as he tells you. Een simpel voorbeeld te gaan met jou deel is, ek ben nou jare terug, was nog in die school, en my pa koop een groot wasmachine. En ons kry nie hierding gewerk nie. Ek meen, hoe moeilik is het om een wasmachine op te koop? Het is geen raak te koop. Het is nie rocket science. Ons kon die ding nie reggekry nie. En dan flikker die liggies en skree die lammetjies, en dan sing daar die dingetjie, en dan loop die water uit. Ons is moedeloos, ons gaan oor die pad na my oom toe, ons gaan braai, en my oom sê, het jy die manual gelees? Het jy die manual gelees? En nee, dit is een wasmachine. Maar oké. As die manual lees, dan weet ons waar is die fout. Dit is opgelos. Vanoggend wil jy sê, baie van ons lek, stikkend, kom in die gang nie, huwelik vat mekaar uit, jou kinders is verlore, dinge is stikkend in jou lewe, jy sit met siekte, jy sit met 'n swaar hart vanoggend, because you're filled with something that is not of God, en God wil vanoggend kom en wil sê, van alles wat in is hier, wil ek uithaal, ek wil nuwe wyn in jou sit. Jy sien, die ceremoniemeester mag nie geweet dat daar is wyn in die kruiken, dit is taboe. Wyn word gemaak in 'n wynvat in daai jaar in die vel, en dan skof van die suiker en die fermentasie, dan raak jy 'n swellie sak op, en dan skeer hy eventually as jy 'n ou sakke gebruik, ons skeer daai stukkie van nobody puts new wine all back. So dis 'n proses. Dis 'n proses om goeie wyn te maak. As jy die ouens in Kaap vra, sal hy vir sê dit is 'n proses. Dis 'n deeglike proses, dis 'n duur proses, dis 'n geduldige proses. Dit vat tyd. God kan vanoggend, dit wat hierin is, God kan nie kruik vanoggend vat en jou vat en net so omdraai. And so I'm going to do something new in you for today. For time right now. As jy bereid is to do exactly as I tell you. Ek sê weer vanoggend, en ek wil terugkom na hierdie gemeente toe, ek is baie emosioneel as ek dink aan hierdie gemeente. Ek ben 19 jaar terug, sê nou, ons maak hierdie gemeente op. En het hulle al foute gemaak? Ja. En ek weet nou, dit sal my vergeet as ek dit sê. Ons allemaal al foute gemaak. Dis net omdat ons afvoer toe miskien dink, hierdie is 'n goeie plan. En dan daal ons 'n bietjie af. Net 1 graad af van God se plan af. Miskien moet jy pak van op die grond. Dan kom ons terug. Dink aan koning Hesekia, ek ken sy naam vir die laaste. As 'n man na God se hart, hy die tempel herbou,
hy breek al die afgode, altars af, en God seën hom, en hy raak trots in sy hart, en hy sit in die tronk, en hy sê, Here, hy het gesondig, en God bring hom weer terug. Miskien is jy vanoggend daar, sê, Here, ek dien nie, ek doen alles reg is, maar ek sit hier op 'n plek waar dit, ek is hier's goed hier in my, wat net nie hier moet wees. Hier's bitterheid, hier's 'n trots, hier's 'n seer, hier's 'n onvergewensgesindheid, hier's 'n ding wat iemand van my gesê het, 30 jaar terug, wat ek nou nog aan herkou. Ek wil vir jou sê, jy kan nie vorentoe beweeg as jy herkou en goed, wat mense vir jou gesê het, daai tyd nie. Hoor mooi, you cannot move forward if you keep anchoring yourself in the past. Maak los vanoggend, dat God jou vat, jy is 'n kosbare kruik vir God. Jy is vanoggend dalk gevul met iets wat nie deel is in jou skepingsdoel nie. Jy sit vanoggend met 'n seer vanoggend, dalk met 'n twyfel. Jy sien iemand die wat vanoggend hier sit en dink, ek weet nie of hierdie maand gaan kom nie, ek weet nie of hierdie huwelik gaan red nie. God wil vanoggend vir jou sê, do exactly as I tell you. Hier's die manual. My lewe is dit nou, ek maak ook foute, ons almal maak foute. Ek sondig, baie sondig, ek is van heel voor, as jy laas gesê, ek sal eers daar op son sê, ek sondig. Ek is 'n sondig. Maar dank die Here vir 'n manual en vir genade. Dank die Here dat vir my kom sê, hoe jy droog gemaak, maak reg, kom terug in jou baan. En ek wil weer vir jou sê, as jy op die plek kom en jy kan gaan slaap vanaand en voel, I've done nothing wrong, is jy op 'n slegte plek. As jy gaan slaap vanaand en jy voel, iets ding wat pla, ek moet regkom, dan moet jy sê, is op regte plek. Want die Gees van God praat nog met jou en sê, kom reg, kom in lyn. Hier waar jy volgens sit, is iemand die wat jy sit vanoggend en jou kinders is op jou hart. Jou kinders is op jou gedagtes. Maar mooi, hier is iemand wat volgens jy sit en jou kinders is op jou gedagtes. It's God saying, stop reading books. Hou predikers najaag. Die ou met die grootste gesig die kant van die muur beteken nie, nie ou wat die waarheid praat nie. Mag ek sê? Maar mooi. Die gemeente met die grootste plakkaat langs die muur, die ou wat preek, is nie noodwendig die ou wat die meeste waarheid praat nie. Toets het. Hoor het sê die woord, do not scoff at prophecies, but test it. Deuteronomie sê God, toets die profesie. As dit waar word, dan is dit vir my af, sê die Here. As dit nie waar word, sê die Here, dan het ek niks te doen. Toets het, maar kan ek mooi sê vandag het ons geword, en ek wil weer terug wat ek nou gesê, die rede ook op party gemeentes en gebouwe uit Renate uitbars, is omdat mense daar sit, soos volkies, gevoer word, en niks verder word van jou verwag nie. Maria sê, doen wat ook al hy jou sê, en dan doen, staan op en begin beweeg, begin gehoorsaam word, begin God soek, begin die manual te lees. Here, waar het ek dinge in my lewe ingebring? Here, wie is die persoon wat ek die hele tyd aan herkou? Die oomblik wanneer ek weet, dit mens moet die emosionele tap. Ek weet nou net of jy weet wie dit werk nie. Ek het so 'n paar jaar terug, was ek 'n kursus geloop het vir mense wat aan pornografie verslaaf is. En ek het toen net gesê, dit is nie vir my, moest nie vir my nie. Die effect wat het aan 'n gesin doen, en aan mense doen. En dit is nou vir enige verslawing. Ons as mens is as jy nou 'n waterkan hier so het, met 'n kraantjie, en nou gebeur die vandag ook goed, dis 'n klomp emosionele dinge wat jou gebeur, dan die kraantjie moet opgelaat word, moet kom bid, die Here sê, ek is vandag seker mag so en so. Die rede hoekom baie mense verslaaf raak is, hulle het nooit die emosionele uitlating. En dan bou het op, en dan weet hulle nie nou met die deel nie, en dan gesloef jy het nog. Nou, wat doen is, jy wil myself te vergiftig, jy is bezig om jou gesin te vergiftig, en jy is bezig om alles verder van die Here weg te doen. God wil nie met kom wend nie, en afblaas en wend nie. God wil hê met as sy kind om kom sit en sê, Here, hier is wat gebeur het. En hoor mooi, God kies nie kant nie. Die Here kies nie kant nie.
wat gaan sit by die Here en sê van dis wat gebeur het. Dis my seer. Dis wat te nagekom. Hier is my bekommernis. Hier is my kinders. Ek weet nie wat van hulle gaan word nie. En dan sê die Here net vir jou, do whatever I tell you to do. Het jy vanoggend blindelings geloof? To do whatever God tells you. Ek dink toe God van Moses sê hierso, daar is die pad, en dan staan hy voor die see, en hier is 'n miljoen plus ouens hier agter die see. Here, wat se kant toe nou? Obedience above logic. Wat doen God? Maak die see oop. Nie geestelik nie figuurlik nie. Luister nie, God het die waters geskei. Glo jy dit? Toe die volk dors is daar nie water nie, Moses slaan die rots, dan kom water uit. Dit is nie 'n geestelike storie nie, daar het water en die klip uitgekom. In fact, gaan Google 'n bietjie, gaan YouTube net, daar is ouens wat het navors, daar is erosie in daai dele van die aarde. Met die berg Sinai, is baie interessant, hulle reg op die top gekry van Sinai. Sinai is afgeblok, niemand mag daar toe gaan. Hier staan hulle afgeblok. Maar as die groep ouens opgeklim het na Sinai toe, en reg op die punt, waar God neergedaal het, is die klippe pikswart tot vandag, toe is dit kristalliseer as gevolg van intense hitte. En aan die onderkant van Sinai is daar klomp carvings van kalwe en goed, so dit is, dan raak jy alles, dan wil alles glo, dit klink wat gebeur het, so. Dan sit ons kinders van Here en sê, moes jy mos gesê, we told you, nee, moes jy mos gesê, ek wil terugkom vanoggend, ek wil jou vra, is jy op 'n plek, waar jy so verhouding met die koning het, dat jy vir iemand wat na jou toe kom en sê, hoor, ek gaan deur die moeilikheid, ek kan sê, hoor, ek het nie vir jou woorde nie, ek kan saam met jou bid, maar ek wil jou motiveer, do whatever he tells you. En is jy ook op so'n plek, waar iemand na jou toe kan kom en sê, Marco, do whatever he tells you. Het jy blindings te geloof om te doen wat die Here jou sê? En ek wil weer terugkom, met die kruik toe. As jy vanoggend hier sit met 'n gebrokenheid, met 'n stikkende hart, met onvergewensgesindheid, is dit vanoggend die beste tyd om te sê, Here, skep iets nuuts uit my uit. Kom skep iets nuuts uit my uit. The best is now. Kom skep vir ons saai. En vir vrouwens my, as jy oor gesluit hou, en dan so moet ons begin, net so moet ons oor gesluit. En net 'n paar oomblikke vat, die miskien net vir Here, eerstens, jy weet of verskoning vra, dat ons as mens, baie keer so vinnig na wêreldse hulpbronne toe hardloop, om dinge reg te trek in ons lewens. Wat ons eintlik doen is, ons sê eintlik, maar Here, nog nie nou nie, ek is nog nie reg vir gehoorsaamheid, ek wil eers 'n ander way toe. So ja, ek weet nie vanoggend soos die Here in jou hart spreek, net 'n oomblik vat en sê, Here, vergewe ons, dat ons so vinnig hardloop na wêreldse hulpbronne toe, terwyl die lewende Here vir ons sê, doen net wat ek vir jou sê. Ek wil bid vanoggend vir jou, as jy so sit, en jy sê, ek is een van die kruike, en ek glo nie dat Here iets niets in my uit kan kom haal nie, of jy voel vanoggend die Here moet baie desperaat, baie vannacht, sy hand insteek, en iets niets begin by jou. Ek wil jou vraag, as jy nie omgee, nie vir ons opstaan nie, as jy is nie. Ek weet, jy is iemand wat vandag met sy kinders hart op jou hart lee. Ek wil ook vir jou vraag om op te staan, ek gaan nie uitreik nie, want ek voel in my gees, jou kinders is op jou hart vanoggend. En as jy vanoggend die staan spesifiek, en ek wil een spesifieke uitnodiging maak vanoggend vir bitterheid. Vir bitterheid.
brakwater moet uitgegooi word, kan nie weer gebruik word. As jy vanoggend hier so sit, en jy sê, daar is 'n seer in my hart, vir dit wat jy my gedoen is, wat jy my gesê is, en ek kan hierdie ding laat gaan nie. Moet ek jou vanoggend 'n geleentheid gee, nie nou verby gaan nie, dan wil jy nie uitstap in die voorkom staan nie, ek is die bedieningsspan, hoe my julle is hier so, dan gaan jy uitreik, maar ek wil jou uitnooi, stap uit vanoggend, dat God iets in jou hart kom doen. Daar is nog iemand, as 'n man, dis 'n man, moet nie vanoggend hard wees en sterk weer wees nie, God wants to do something new in your heart, kom uit, dat is uit. Also, just as that, in all we do, we want to come and acknowledge you as the living God. Hy is die Here. Hy is nog steeds in beheer. En al autoriteit is nog steeds hier. En as jy nie opstaan vanoggend is, wil ek jou vra om ook saam te bid vanoggend vir elke jong mens die se naam vanoggend hier in die geestelike atmosfeer rondwaal. Wie daar gedink word, jong mense wat besig is om verlore te gaan, oor nonsens wat hulle gevoer word, oor die easy way out wat hulle gevoer word, terwyl God sê, al wat jy moet doen is net my volg, just do exactly as I'm telling you. Ons bid vir elke jong mens vanoggend die Here wat verteenwoordig word, en ons roep hulle terug in Jesus naam, ons roep gebroke kinders terug in die naam van Jesus. They will come to the house of the Lord and experience, as David says, come and see that the Lord is good. Elke ouer wat hier verteenwoordig word vanoggend, Vader, bid ons voor, dat hulle sal versterk, met 'n insig, met 'n wysheid, en dat hy kinders honger is te ontwikkel vir U, in Jesus naam. Ons bid vir elke persoon wat hier staan vanoggend hier met 'n ding in hulle hart, wat nie kan laat gaan nie, oor iets wat iemand gesê het, oor seer wat gedoen is in die lewe nie. Ons bid vanoggend, Here, dat U U hand sal insteek, en dat die mens sal sê, well, you saved the best for now, there's something new and refreshing in your life. Het is nie so maklik net om te Here te doen. Al wat jy moet doen is net alles te gee. Nie maklik. Vanoggend kom my uit ons land. Gaan hierdie week in en onthou net, obedience above logic. Ons sê die wêreld vir jou wat, ons sê mense vir jou, jy kan nie hierdie doen, ek wil gou hierdie getuienis deel. Ek ken 'n vriend wat langs 'n rugbyveld staan, skies vir hom, en die Here sê vir hom, aan die ander kant van die veld staan sy grootste, ek wil nie sê competitor nie, maar die ou wat dieselfde besigheid as hy, sê maar 'n competitor. En die Here sê vir hom, gee jou besigheid vir daai. En die ou het al my 'n paar keer die storie vertel. En die ou het nie net, was nie net sy meedinging in besigheid, hy het sleg uitgemaak, hy was skelm, hy het hom verneek. Maar die Here sê vir hom, gee jou besigheid, al jou kliënte, net so vir die man. En hy staan in sy kop en dink, jy weet, hierdie maak nie sin, there is no logic in dit nie. Maar goed, hy stap oor die man toe, het sy hand gaan skud en hy sê, die Here sê, ek moet jou hierdie besigheid vir jou oorgee. Die man is stom gestaan, hy het nie woorde nie, weet om te sê nie, hulle sorg toe die papierwerk en die goed uit na die tyd. Hy stap weg, en hy sê, Here, ek was nou gehoorsaam, wat nou, R5,000 op sy naam, ek het nou nie gesê, met R5,000 op sy naam gehad. God took him, en dit is nie prosperity preaching nie, dit is die getuienis van God se hand wat beweeg, wanneer jy gehoorsaam is. Obedience is fruitfulness. En fruitfulness, the blessing, begin en eindig nie by mammon nie, hoor. Dit is nie geld nie.
om 'n gelukkige gesin te hê wat gesond is, daar's liefde in jou huis, en jy het 'n gemeente, en jy is hier so deel van 'n plek. You are loving the blessing. Hoor mooi. Elke sent in jou rekening, en ek voel het wil sê, bly jy net, los jy net hier agter. Ek het so renons in 'n ou wat jou vertel, the blessing. Jy weet, terwyl jou se sakke ook so staan. Vir jou om God te ken, for you to be in a loving relationship with the living God is a blessing above all blessings. Dit is die seën van die Here. Daai rus in jou hart wat weet, daai rus wat weet, ek is okay met God. Volgens Romeine 5 het sê, ons is nou in vrede met God deur die sacrifice van Jesus. Ons staan nou reg met God. Dit is 'n blessing, man. This is a blessing, om daai punt te kom en te sê, ek staan met Jesus, ek staan reg met God. God wil nie sy woede oor my laat uitwoed nie, ek staan reg met God, dit is a blessing. Het is nie die geld nie rekening, dit is een luxury, die hout van die Here uit. Hoor mooi, die man stap weg, hy sê, ek het 5.000 rand oor. Ek vond nie eindelijk om weg, maar hy het vandag 5 of 6 dieseldepots reg oor die land. Plat op die aarde, kind van die Here. Hy weet as ek môre sterf, los ek alles. What the biggest blessing, man. You still know when I'm calling upon the name of Jesus, dan hoor ek my. When I say Abba Father, dan hoor die Here. Dit is die blessing above all blessings. That peace of knowing I'm right standing with my King. Amen. Dankie julle, ek wil net vir ons afsluit, kom ons sluit oor. Hemelse Vader, dankie. Dankie dat U met ons is, dankie dat U vir ons genoeg is, Here. Dankie dat U hand met ons is, Here, dat U 'n plan het met ons lewe, Here. Mag ons die pad stap wat U wil hê ons moet stap. Mag U ons lei, maak ons sensitief vir die inspraak van die Heilige Gees. Dat ons sal hoor wat U plan is, Here. En gee ons 'n boldness om wat U wil hê ons moet doen, Here, tot U eer. Dit gaan alles net oor U. Seën elke liewe persoon wat U uitstap, beskerm hulle, Here. Seën vir Gert en sy gesin, Here, dankie vir sy gehoorsaamheid vanoggend. En mag U elke hart vandag net vashou in die hand, Here, en die pad saam met ons staan. Ons eer U as ons Alfa en ons Omega, het gaan alles net oor U. Ons bid dit in die allerheiligste naam van Jesus Christus. Amen. Dankie julle. Mag julle geseënde dag hê, bly vir koffie. Ek wil net noem, ek het iewers 'n week verloor. Crossroads is nie volgende Saterdag nie. Dis die 18de Maart. 28ste Maart. Volgende Saterdag is die 21ste. So jy kan nog volgende Sondag 'n Bybel bring. As jy een het. So net 28 nie volgende Saterdag nie. Sien julle dan by die gebedsnaand en dan by die kerk en by die saakgroep. Geseënde week vir julle. Dankie.